Voel jy ook soms dat jy, soos 'n hamster op 'n wiel, die hele tyd besig is om van een ding na die volgende te jaag? Daar's soveel wat ons in die lewe moet doen. Ons het verantwoordelikhede soos werk, kinders, familie, kerk en nog meer. Maar wanneer laas het jy regtig stil geword en tyd gemaak vir dit wat regtig belangrik is? Jesus het gesê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Jy sien, hy was nooit haastig nie. Hy het nooit van een ding na die volgende gehardloop nie, al was sy bediening net 3 jaar lank. Vandag wil ek met jou gesels oor hoe ons sy voorbeeld kan volg en die gejaag in ons lewens verminder. Maar voor ons kyk na idees wat jy kan gebruik om minder gejaag te wees, kom ons gesels eers oor 'n paar redes waarom ons almal so gejaagd voel. In die eerste plek leef ons in 'n wêreld wat vinnig beweeg. Ons voel baie keer ons moet alles doen, by alles wees en niks misloop nie. Tweedens het ons ongelukkig die gewoonte aangeleer om ons waarde te koppel aan ons produktiwiteit. Ons glo hoe meer ons doen, hoe meer waarde het ons. Dan is daar natuurlik ook tegnologie wat ons besig hou. Ons fone en alles wat ons daarop kan doen, veroorsaak dat baie van ons die hele tyd aan diens voel, selfs in ons aftyd. En laastens sukkel baie van ons om nee te sê. Ons wil almal gelukkig hou, maar dit beteken dat ons heeltemal te veel dinge het wat ons op 'n daaglikse basis gedoen moet kry. Klink een van hierdie dinge vir jou bekend? Nou dat ons beter verstaan waarom ons so jaag, kom ons gesels oor 4 maniere wat jy kan gebruik om die gejaag in jou lewe te verminder. Begin jou dag stadig. Ons lees dat Jesus in die gewoonte was om vroeg in die oggend tyd te maak om alleen te wees en te bid. Hy het sy dag begin deur tyd saam met sy Vader te spandeer. Ons, as God se kinders, moet dan ook hierdie voorbeeld van Jesus volg. So, begin jou dag met stilte tyd. Dit hoef nie lank te wees nie. 10 minute is al beter as niks. In daardie tyd kan jy jou Bybel lees, bid, jou dag beplan en die Here vra om jou te help met dit wat jy moet doen. Sê nee sonder om skuldig te voel. In Lukas 10 vers 38 tot 42 lees ons die verhaal van Jesus se besoek aan Martha en Maria. Martha was besig om alles te probeer klaarmaak, terwyl Maria by Jesus se voete gesit het en hom geluister het. Toe Martha by Jesus daaroor kla, het hy vir haar gesê dat Maria die beste deel gekies het, deur by sy voete te sit. Onthou, jy hoef nie elke uitnodiging te aanvaar of elke taak aan te pak nie. Kies wat belangrik is en vergeet van die res. Maak seker jy het rustyd in jou dag. Nog iets wat ons van Jesus lees, is dat hy dikwels weggeglip het van die skare wat hom gevolg het, sodat hy kon rus en bid. Volg sy voorbeeld en sorg dat jy tyd in jou dag het waar jy dinge bewustelik stadiger vat. Jy kan byvoorbeeld vir 'n rukkie in jou tuin gaan sit en die stilte van die natuur waardeer. Of jy kan sommer net 'n koppie koffie of tee drink, sonder dat jy met jou selfoon ook besig is. Fokus op wat eintlik saak maak. In Matteus 6 vers 33 lees ons: Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Onthou dat baie dinge in die lewe maar net tydelik is, maar jou verhouding met God en ander mense het ewigheidswaarde. Jesus was nie haastig nie. Hy het nooit gejaag nie, al het hy soveel gehad om te doen. Hy het sy Vader se tydsberekening vertrou, en hy het altyd gefokus op dit wat regtig saak maak. Vandag wil ek jou aanmoedig om een van hierdie wenke te kies en dit hierdie week te probeer en te kyk hoe dit jou lewe beïnvloed. En as hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer wenke en boodskappe. Baie seën vir jou en onthou, stadiger is soms beter, veral as dit beteken dat ons nader aan God kan leef.